Loof die Here. Efesiërs die 2de hoofstuk, die 10de vers. Ek praat vanmôre met u oor wandel in dit. Want dis belangrik vir die kerk. Jy sien, want Christus het jou kom red deur sy bloed. En nou het hy jou gered uit die mag van die sonde en hy beloof jou 'n ewigheid in die teenwoordigheid van God. Dit is hemel. En vir hulle wat sterf sonder Christus, is daar 'n ewigheid weg van God. Nie omdat hy hulle verstoot het nie, maar omdat hulle hom nie gekies het nie. Hulle keuse was nie God nie. Maar nou, in 'n oomblik gaan ek jou wys hoe God se totale droom vir jou 'n droom van heerlikheid is. Nie mislikheid nie. En die duiwel het gekom om te steel en te slag en te verwoes, Johannes 10 vers 10. Maar Jesus sê, maar ek het gekom dat julle lewe en dit in oorvloed kan hê. Nou, tussen waar hy my red en waar ek in hierdie hemel ingaan, en daar is 'n fisiese hemel. Die hemel is nie net 'n staat in jou kop en 'n ding waaraan jy dink en ding waaraan jy glo nie. En ons het vanmôre gesing, it is well with my soul, met Afrikaans, gees, siel, liggaam. Julle weet hoe dit werk. As ek nou tot sterwe kom, verdwyn my liggaam, die tent word stof. My gees keer terug na God en dan is dit of in sy teenwoordigheid of weg van sy teenwoordigheid. En die sielsdimensie, dit wat ek verteenwoordig, as jy aan my dink en as jy na my kyk, dit verdwyn. Maar as dit nie goed gaan met my siel vanmôre nie, en dit gaan net goed as my liggaam gesond is en my gees in kalmte kan leef. En nou kom werk die vyand deur te steel waar in my sielsdimensie. En hy beroof my beide na my liggaam toe en in my gees. Maar nou sê Efesiërs 2 vers 10 en hierdie is eintlik so diep groot vers. Ek het laas naweek met u gepraat oor ek is syne. Want ons is sy maaksel, eerstens geskape in Christus, wedergebore, tweedens tot goeie werke wat God voorberei het sodat ons daarin kan wandel. Ek praat met u oor wandel in dit. Voor die grondlegging van die aarde het God die Vader, die Skepper, God besluit, jy sal hier wees. Jy was nie ongeluk nie. Jy was nie onbeplan nie. Jou ouers het dit dalk nie beplan nie, maar God het dit beplan. En vir hulle was dit 'n surprise, maar vir God was jy op tyd, op die regte tyd, die regte persoon, en hy het 'n paar goed bepaal. Hy het byvoorbeeld bepaal wie jou pa en ma sou wees, hy het bepaal jou haarkleur, jou liggaamsbou, nie jou grootte nie, dit bepaal jy. Maar hy het spesifieke goed oor jou besluit nog voordat die aarde geskep was. En toe het hy tweedens reeds daar besluit en geweet dat Christus sou sterwe
sodat jy gered kan word van sonde. En nou is die wonderlikheid. Reeds voor die skepping van die aarde, lewe en oorvloed, het hy, God die skepper, hy wat gesê het, laat daar lig wees, het hy vir jou goeie werke voorberei. Hy het dit voorberei. Come on. Dis daar. Met jou naam op. Hy het dit daar voorberei, sodat jy in 2026 daarin kan wandel. Jy hoef nie spiritual warfare te doen nie. Dis voorberei vir jou as jy wandel. As jy onder die boom sit, is dit nie joune nie. Dit is joune, maar jy gebruik dit nie. Die ritme is, in Christus, neem besit van dit wat joune is, sodat jy daarin kan wandel. Kom ek bless jou gou-gou. Daardie woord wandel, ek gaan hom nou nie eers in die Grieks vir jou probeer gee nie, maar sy direkte vertaling, nou moet jy mooi luister en oplet. What it means to walk in it. Wat het beteken as ek sê, ek wandel in dit wat vir my voorberei was. Ek het daarvan gehou, ek het gister vir my en my vrou gistermiddag kos voorberei. Glo my, ek het dit alles self gedoen. Weet jy wat was nou eintlik lekker vir my? Maar dit was eintlik verkeerd. Dan neem ek 'n foto daarvan en stuur ek vir my dogter. Ek wat gaan jou ma kry? Dis ag ek delete dit sommer. Jy sien, want dit was vir haar voorberei. Ander mense kan jaloers raak oor wat God vir jou voorberei het. Maar weet jy wat, sy het geëet daarvan, sy het gebeere daarvan. Dis hare. Sherlyn, al het ek al hoe lief, kan nie daarin inkoop nie, want dis nie hare nie. Ek wil jy moet iets vanmôre hoor, daar's goed wat God vir jou voorberei het, met jou naam op, jy die sleutel, maar wat moet jy doen? Sy was gisteraan daar, toe dit op die tafel is. Maar toe het sy iets anders gedoen. Sy het gaan sit en 'n mes en vurk gevat. En dit wat vir haar voorberei was, het sy geniet. Jy sien, die kerk wil altyd hê, dit moet mos, maar dit gaan maar net met my gebeur. As dit myne is, sal dit na my toe kom. Want jy sien, daar's twee woorde wat die kerk begin ingebruik het, wat nie van God is nie. Karma. En ons like het om het te sê, ek kan karma stop, because no weapon formed against me. Tweedens, die univers het dit bepaal. As die univers dit bepaal het, het die duiwel meer sê in jou lewe as Christus, dan moet jy na Christus toe kom. Want daai vers sê, dit is alleen wanneer jy geskape is in Christus, dis nie hierdie nie, geskape in Christus is wedergebore, dan kry jy dit wat voorberei is, sodat jy in dit kan wandel, ek lewe nie meer nie, dan kanselleer ek al die vloeke van die verlede, ek kanselleer die univers, want ek is in sy hande, en nou moet ek begin loop
loop. Ek het dit gisteroggend geniet, op 'n kol het ek hier om Toyota gaan fietsry, en toe sien ek hoe baie mense stap. Hulle stap hoor. Stadiger as wat ek toe nou op die fiets ry, maar hulle stap. Al in die rondte, hulle stap en hulle word fiks op hulle tempo. Jy sien, maar die kerk wil nie wandel nie, hulle wil ingesleep word. As jy môreoggend, as ons môre hier 'n konferensie hou en Hillsong is hier, dan's almal hier. Want nou wil hulle in hierdie wave hardloop. Jy gaan stap net 1 keer in 3 jaar en dink jy's fiks. Maak nie sin nie, man. Maar in die gees, wel ek het daarom 'n video daar by die huis, ek kyk daarom hoe hulle kerk hou. Ek het nou die hele Tour de France gekyk vir 3 weke. Ek het nie 1 keer moeg geraak nie, ek het nie 1 keer seer gewees nie. Ek het niks, ek het die Tour gekyk, maar dit help my niks. Totdat jy begin ry, totdat jy begin wandel in die gees, maar luister nou wat beteken wandel. To tread all around, that is, to walk at large, especially as proof of ability. You see, not to talk, but to walk. Nie te praat nie. As te veel mense wat al die antwoorde ken, maar waarin wandel hulle? Hulle wandel in 'n leuen. Hulle wandel in verloor. Hulle wandel net in hulle self. In the proof of ability, wat's 'n ability? The proof of ability, nie dat ek goed is nie, but the proof of ability that which he has prepared for me, I am operating. Maar in my huis lê 'n trompet, ek weet nie hoeveel rand is hy werd nie, dis 'n klassieke antieke ding, maar weet jy wat? Ek het net die trompet, ek kan hom nie speel nie. Die oomie wat hom gespeel het, my stiefdaddy, ek het hom begrawe en saam met hom wat ek begrawe het die ability verlore gegaan. Jy het goed wat die Here vir jou voorberei het. But to walk, om het in dit te wandel, moet jy kan wys. Dis wat ek by die Here gekry het. En nou praat ek nie van 'n strandhuis en 'n Mercedes nie. Want dis mammon, dis tydelike goed. Dis 'n ewigheidswaarde, wandel daarin. Verder gaan hy en hy sê, figuratively, to live, deport oneself, and follow as a companion. Follow as a companion. Om te wandel in dit wat vir my voorberei was, is om te los, to depart, and to follow as a companion. Of what? Of Jesus Christ. Jy moet die getuienis hê dat jy 'n meeloper van Christus is. Yes, en dan word dit oulik, wanneer daai mense wat Jesus kom arresteer, vir Petrus hulle sê, maar jy's een van hulle. Want jy het mos saamgestap. As jy praat, hoor ons hom. Jou spraak gee jou weg. Waar jy geloop het, gee jou weg. Hoekom? Want ons weet wie by jou geloop. Jy sien die oomblik as ek begin wandel in dit wat God voorberei het, hoef ek nie 'n stiker op my kar te hê en op my Facebook status te sê I'm a child of God. Die mense gaan die ding oopmaak en sê, hey, ek sien Jesus hier. As hulle jou hoor, gaan hulle sê, ek hoor Jesus hier.
Jou spraak is anders. En nou sluit hy daai verduideliking af en hy sê, to go, to be occupied with this walk. Hoeveel van u is geoccupied? Met ander woorde, as jy wakker word. Dis occupied, as jy wakker word. En jy gemaak koffie, dan sê jy, Here, dankie dat u vir my goed voorberei het, dat ek daarin kan wandel vanmôre. Here, in hierdie gang op pad terug met die koffie, wandel ek in dit wat u, Here, tussen my huis en die kar, vergeet die taxi, ek ry in dit wat u vir my voorberei het, Here, by my werk, terwyl hulle vloek en doen wat hulle wil, en die ongeloof en die sonde daar is, Here, ek wandel, I stay, I remain in what you have set aside for me. Luister gou vinnig, Levitikus 26:12, dis in die Ou Testament, reg in die begin, God is aan die praat, hy wat die goed vir jou voorberei het, hy sê, en ek sal in julle middel wandel, en vir julle 'n God wees, en julle sal vir my 'n volk wees. Jy sien, die oomblik as ek saam met daardie God begin wandel, he's the companion, want ek wandel nie net met Jesus nie, ek wandel nie net met die Heilige Gees nie, ek wandel nou met die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Die een het dit voorberei, die een het die prys betaal en die ander het dit gegee. Vrylik gegee. En nou sê hy, as julle daardie occupation hê in jou kop van ek wandel, dan sal ek in jou midde wandel. No weapon. Hy het geen vyande. Hy het geen vyand. Weet jy dat Jesus het vyande gehad? Weet jy die Heilige Gees het deurgeloop? Maar die Vader het geen vyande nie. Niemand kom in sy teenwoordigheid nie. Selfs die duiwel as hy daar kom, al wat hy doen wanneer hy daar kom, is hy kla jou en my aan. Hy sê nie vir hom, ek gaan jou afhaal nie. God het nie vyande. Want as hy op die toneel kom, buig elke knie en elke tong bely. As hy op die toneel kom, dan val Dagon. As hy op die toneel kom, begin dan seën donkies. As hy op die toneel kom, gaan sit die leeu in die hoek en die vuur brand nie. Nou sê hy, as jy saam begin wandel, sal ek vir jou God wees. Hoofletter. En jy sal deel van my volk wees. En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens hierdie belofte, mede-erfgename, companions, mede-erfgename van God. Die oomblik as ek dit sien, dan begin ek sê, maar dan moet daar 'n ander ability in my wees. Want hy het goeie werke voorberei. Ek gaan nog daarby gou-gou kom. Handelinge, nou is ons in die Nuwe Testament. Stoor is Ou Testament, Handelinge 14:16. En hy het in die tye wat verby is, in die voortyd, het God toegelaat dat al die nasies in hulle eie weë sou wandel. God het dit toegelaat. God het jou toegelaat. God het my toegelaat. Jy kon in jou eie weë wandel, maar in Christus
verander dit. Hoekom? Want nou het ek gesterwe, hy lewe. Hou vas, ek gaan dit nou vir jou wys. Romeine 6 vers 4, hier's dit. In die vroegere dae het jy in jou eie wêreld gewandel en in jou eie besluite, maar nou sê hy, ons is nou saam met hom, dit is Christus begrawe, deur die doop in die dood. Jy gaan nie dood vir sonde in die doop nie, jy gaan dood vir sonde, en dis die bewys daarvan, maar jy sterf by die bloed van Jesus in wedergeboorte. Doop red jou nie wedergeboorte doen. Deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is, hierdie is goeie werke, mooi goed. Deur die heerlikheid van die Vader, ons ook in so 'n nuwe lewe kan wandel. Wow. Pastoor, jy weet, maar vir ons stryddoms werk dit nie, jong. Ek het 'n generational ding. I'm a new creation. I've got a new generation. Op my vlees het dit 'n bearing, maar op my gees, I am clear. I can walk. I can lift up my voice and declare the abilities of God within me. In Korintiërs 7 vers 17, hoofstuk 7, hanteer Paulus eintlik die hele kwessie oor trou en nie trou nie en celibaatskap en alles, maar dan maak hy hierdie stelling wat universeel toegepas kan word binne in die koninkryk van die Here. Hoor, hy sê, maar elkeen moet wandel net soos God hom dit toebedeel het, vir hom voorberei het. Soos die Here elkeen geroep het. So hy het vir jou goed voorberei en hy het dit vir jou gegee. Dis joune as jy net begin wandel. Nie net met God nie, nie net met gebedslewe nie, maar wandel in die gemeente. Nou kan jy amen. Want hy sluit daai versie af, so bepaal ek dit in elke huis. In elke ou se eie individuele stap met die Here. Nee. In die gemeente, wat sy liggaam is, waarvan hy die hoof is. Hy's nie die hoof van 'n vinger nie. Hy's nie die hoof van 'n verskriklike mooi kuit nie. Hy's nie die hoof van 'n skouerspier nie. Hy's die hoof van 'n liggaam wat goed saamgevoeg is en wat saamwerk. En as een lid lei die hele liggaam. Galasiërs 6 vers 16, nou sê hy, as jy nou in hierdie wandel, en as jy hierdie verstaan, hy sê, hoor hierdie seën op hierdie, en mag daar vrede en barmhartigheid wees oor almal wat sal wandel volgens hierdie reël, en ook selfs oor die Israel van God. Dis hoe goed is God. Hier spreek hy nie net 'n seën uit oor die Nuwe Testamentiese kerk nie, hy sê, maar as jy sal wandel in dit wat God bepaal, dit wat God vir jou voorberei, dit wat God vir jou oopmaak, mag daar vrede en barmhartigheid wees. Weet jy wat, as ek en jy vanmôre genoeg vrede en genoeg barmhartigheid het, dan het ons lewe en oorvloed. En dan het ek die koninkryk van God.
As ek genoeg vrede by my werk het, genoeg vrede met my finansies, genoeg vrede in my huis en in my huishouding, as ek genoeg vrede het met jou wat ek hier by die kerk kry, as ek genoeg vrede het met die vreemdeling en die nabye en barmhartigheid, sodat ek op die regte tyd gehelp kan word. Ek het in hierdie week een of ander tyd vir iemand vertel, hoe dat ek in situasies was. En dan die Here my nie uitgehaal nie. As jy die geskiedenis van Suid-Afrika verstaan, hier voor 94 gaan staan my karretjie op pad na my huis toe een nag. Binne in Soweto. Die ry langs Soweto verby, maar daar gaan staan my kar, sy radiatorpak op. En die norm sê, nou is jy in die gevaar. En nog voordat ek enigstens, daar's nie selfone of niks nie, so 'n klein Toyotaatjie. En terwyl ek uitklim om nou te kyk wat is nou presies aan die gang, stop daar 'n taxi vol mense. En onmiddellik sê jou brein vir jou, dis moeilikheid. Sondag aand na 11. En dan klim die taxi se mense uit. Hulle stap na jou toe en hulle sê vir jou, hoekom staan jy hier? Ek het my kar gebreek. Hulle sê, maar weet jy wat? Ons het verbygery en besef, ons moet jou help. Hulle kon nie sien wit of swart nie, hulle het net gesien hier's 'n kar met 'n persoon in. Toe hulle uitklim, toe sien hulle my. En hulle vat 'n tou en hulle sleeptou my van Soweto af tot 'n Potch. En hulle stop met my daar. En hy sê vir my, waar is jou pad heen? Ek sê Leeudoringstad toe. Hy sê, dis nog ver van Potch af, meneer. En hy praat en 'n ander man kom met sy taxi. Hy vat die tou oor en hy sleep my tot in Orkney. Nou is ek 60 kilos van my huis af. By 'n garage. En nou het ek veiligheid. Daai was barmhartigheid. Ek glo in so God. Ek glo in so God. Maar nou sê hy, handel in dit. Nou kom ek draai net een ding nek om. Goeie werke wat hy vir jou voorberei het. Onmiddellik sê jy, Here, wat moet ek doen? Vir wie moet ek vanmiddag 'n brood koop? Aan die grootste alkoholist, ateïs, wie ook al kan vir 'n ander ou 'n brood koop. Dis 'n goeie werk. Maar dis nie spesifiek nie. As goeie werke wat hy vir jou voorberei het vir wie? Vir sy liggaam. Wat is dit? Wat vir jou sal gegee word. Soek. En jy sal my vind. Ai nee. Lê jou hande op die siekes. En hulle sal gesond word. Dryf die duiwels uit. Wees lief vir hulle wat jou haat. Goeie werk. Goeie werk. Saai. Dis teen die natuur. Geestelike goeie werk. Jy gedink het jou broodjie uitdeel of wat, en ek sê nie, moet dit nie doen nie, dit het 'n plek, maar ek sê vir jou, as jy dink dit help, dan moet ek jou vertel van 'n organisasie met die naam van Gift of the Givers. En hulle het nie Jesus lief soos ek en jy hom het. Jy hoor wat ek sê? Daar is geestelike
goeie werke wat vir jou voorberei is. En ek gaan dit dalk nie kan doen nie. Dis nie vir my voorberei. Maar hy het geweet wie jy is, waar jy is, sodat jy in dit kan wandel. Waarin wandel? In die goeie werke. Sodat terwyl jy dit doen, jy vrede en barmhartigheid kan kry. Want jy werk vir 'n goeie God. Ja, ek wil vanmôre jou challenge. Moenie huis toe gaan en sê, dankie Here, daar's goeie goed vir my nie. Begin wandel in dit. Wat met 'n verwagting. Lees die woord met 'n verwagting. Lees die woord met 'n verwagting. Die afgelope paar weke, terwyl ek met hierdie goed in my gedagtes besig is en die Heilige Gees in my werk, weet jy wat, ek bid nie. Ek lees nie. Hoekom? Want nou is dit nie iets wat ek doen omdat ek 'n kind van die Here is nie. Ek doen dit nou omdat ek wandel in dit. Ek wil bid weer. Ek wil in die woord kom. Nou soek ek tyd. Hoekom? Because I'm becoming occupied by walking in the good things that God has prepared for me. So that when I've decided to follow Jesus, dis daar. Toe jy Jesus kies, het jy 'n skatkamer van goeie dinge, waarin jy kan wandel, sodat jy lewe en oorvloed kan hê. Amen. Preek is verby. Is jy gereed vir dit? Is jy gereed vir dit? Kom ons kyk of jy gereed is. Staan op jou voete. Stap na iemand toe in hierdie gehoor. Nie jou man en jou vrou en jou familie nie. Ga lê jou hande op iemand en sê, Here, ek seën hierdie persoon. Dat die Heilige Gees nou met jou praat, as jy by daai persoon kom, hy het al met jou gepraat, begin vir hom bid, begin vir hom seën, lees vir hom iets uit die skrif uit, begin wandel in dit, hier's dit maklik, maar doen dit, come on, stap na iemand toe, ek gaan nie nou loop nie, Here is klaar besig om met jou te praat, begin wandel in dit. En wat verwag jy? Goedheid en guns. Begin die woord verwag. Begin die woord verwag vanmôre. Nie om gesien te word nie, maar omdat jy wil wandel. Wandel in dit wat hy vir jou voorberei het. Gebruik dit. Gebruik dit vanmôre. Wees 'n seën en nie 'n vloek nie. En kyk of hy nie die sluise van die hemel nou oor jou oopmaak nie. Wandel in dit. Wandel, come on. In vrymoedigheid, dis wonderlik. Laat die Gees vloei daar waar jy nou wandel. In dit wat hy vir jou voorberei het. Wandel in dit met selfvertroue. Wandel in dit met oorwinning. Jy hoef nie te twyfel nie. Surely goodness and mercy shall follow you. Walk in it.
Wandel in dit. Wandel in dit. Wandel in dit. Come on. En nou sê die Bybel, dis beter as 2 saam wandel. En 'n 3-dubbele band word nie maklik gebreek nie. Daar's nou nie meer ek alleen nie. Wandel in dit vanmôre. Wandel in dit, geniet dit, wandel in dit, en terwyl jy gee, maak hy